Kan jy standvastig bly onder druk, swaarkry of beproewing is die vraag. Sonder om moed op te gee. Kan jy aanhou glo en God vertrou, al is dit moeilik. Dit is jou toets. Maar ek wil vir een ding sê van ons Skepper, wat jou opgewonde moet maak. Van ons Skepper is, hy sal jou nie alleen los, kind van die Here, broeders, as jy deur die versoekings gaan nie. En hoekom kan ek so met vrymoedigheid dit vir jou sê vanoggend? Want dit staan so geskrywe, die Here gee vir ons sy woord. Inteendeel is die beloftes wat hy vir jou gee. Psalm 121 vers 8 sê die Here sal jou uitgang en ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Halleluja. Die Here sê vir jou, ek sal met jou wees en saam met jou staan nou en vir ewig. Ek was daar toe jy gebore was en ek sal daar wees tot op die dag as jy sterwe. Doen jy die lewe en vertrou op my, want ek ken jou. Ek nooi jou uit, kind van God, om my ook te ken. Matteus 7 vers 7 tot 8 staan daar. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Ons ken dit. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Hou aan soek, want hulle wie soek sal vind, sê die Here, totdat ons ook kan uitroep, Here, U het my gekies, en ek kies U ook, Here. Die probleem met so baie mense is, hulle kloppie, hulle soekie, want hulle dink, ek is maar net daar. I'm just something that fell out of the sky. My great-great-grandfather crawled out of the water, lied on a rock, and became a padda. And then I lived. My father's father, my padda begins walking. Then he became an ape. Then, soos die ou sê, miskien jou kant van die familie, maar nie my nie.